Deesdae sê so baie kerke dat hulle in God glo. Hulle beoefen nie God se gebooie wat in die Bybel geskryf is nie. Die feit dat God my gevind het my hele persepsie van die lewe verander. Dit was dus nie baie moeilik om in Christus aansaming te glo wat gekom het en die waarheid herstel het nie. En natuurlik om te dink dat God die Almagtige as 'n mens kom, veroorsaak eers baie emosies en baie twyfel. Al was dit nie so moeilik nie, was dit ook nie so maklik nie, want 'n mens wat God is, of liewer God wat as 'n mens kom, is nie iets wat so onbenullig is nie. Dit is iets wat baie belangrik is om te verstaan. Wat dus die geloof sterk gemaak het, was die profeseë oor koning Dawid, oor die vyeboom en vele ander. So deur die profeseë van die eerste koms Jesus en van die wederkoms Jesus te bestudeer en te verstaan dat die Bybel werklik die bewys is wat God ons gegee het om hom te herken wanneer hy in die vlees kom, kon ek dan glo dat Christus aansaming inderdaad die ware God is wat gekom het om die waarheid van die nuwe verbond wat mense verloor het, te herstel sodat ons werklik met God verbind kan word. Die eerste keer wat ek van God die moeder gehoor het, was ek baie verstom. My eerste reaksie was, nee, dis nie moontlik nie. Alhoewel ek nie 'n praktiserende persoon was nie, is ek as kind in Katolicisme grootgemaak en ek het gedink dat as daar God die moeder was, moes ek daarvan geleer het. Maar ek het net van God die Vader gehoor, so ek het gedink daar kan nie God die moeder wees nie. En toe, deur die Bybel te bestudeer, kon ek besef dat daar inderdaad God die moeder moet wees. Want alhoewel ek so baie vrae gevra het, kon almal van hulle baie duidelik deur die Bybel beantwoord word. Ek kon dus op die ou end nie objektief die bestaan van God die moeder ontken nie. Ek het byvoorbeeld nie die betekenis van die woord Elohim aan die begin van die Bybel geken nie. En ek het begin dink miskien kan dit beteken of dit kan iets anders beteken. Maar toe ek na die konteks en daardie ander gepaardgaande verse kyk, kon ek bevestig dat dit oor God die Vader en God die Moeder moet gaan. Ook oor die Gees en die bruid in Openbaring. My eerste gedagte was dit kan dalk iets anders wees. Maar kyk ek na die konteks, kyk na verskillende verse en praat ek baie keer daaroor, kon ek besef hierdie interpretasie is inderdaad die regte een. Al het ek die verduideliking oor God die Moeder baie interessant gevind, was ek nie seker of die Bybel waar is of nie. So 'n deurslaggewende punt om dit te verstaan, was om oor God se gebooie te bestudeer. Deesdae sê so baie kerke dat hulle in God glo en dat hulle die Bybel as belangrik en as die woord van God beskou. Maar tot my verbasing beoefen hulle nie God se gebooie wat in die Bybel geskryf is nie. Hulle dring net aan op hul eie leerstellings en sê dat Kersfees byvoorbeeld die geboortedag van Jesus is. Maar dit is nie, en sê dat Sondag 'n heilige dag is, terwyl dit volgens die Bybel nie 'n heilige dag is nie. En daar is baie ander gebooie wat baie duidelik is wat hulle nie beoefen nie. Byvoorbeeld die hoofbedekking of ander feeste van God wat in die Bybel geskryf is, wat hulle nie beoefen nie, soos die Saterdag of die Pasga. Hulle beweer dat dit net feeste van die ou verbond is, maar dit is ook in die nuwe verbond geskryf. So, toe ek besef dat kerke deesdae beweer dat hulle in die Bybel glo, maar nie God se lering uit die Bybel beoefen nie, was ek eers baie geskok. En toe ek besef dat dit byvoorbeeld in die boek Daniël geprofeteer is, kon ek 'n sterk geloof in die Bybel ontwikkel en besef dat dit die ware woord van God is wat in die hele wêreld volbring word. Toe ek hoor dat die kerk deesdae nie God se gebooie beoefen nie, was dit nie so moeilik om te verstaan dat God self weer wou kom om die ware leerstellings te herstel sodat ons 'n ware verhouding met God kan hê nie.
Voorheen het ek 'n paar lekker oomblikke in my lewe gehad. Ek het die lewe as lekker ervaar, maar ek was nooit werklik gelukkig nie. Ek het baie stokperdjies gehad, ek het baie gereis, ek het gesogte studies voltooi, ek het ook baie aktiwiteite gedoen waarvan mense sou droom, soos byvoorbeeld ekstreme sport, maar ek was nooit regtig gelukkig nie. Ek het op 'n stadium plesier gehad, maar dit was net baie kort, net 'n oomblik. So ek het by myself gedink, is dit? En ek gaan pret hê as ek jonk is, dan ouer word en pyn hê, en selfs ouer en dan sterf, wat is dan die punt? Hoekom leef ek nou? En nou verander dinge heeltemal. Die feit dat God my gevind het my hele persepsie van die lewe verander. Nou kan ek met ware geluk leef, omdat ek weet hoekom ek hier op aarde is. My vader het vir my gesê, nou glimlag jy baie, nou lag jy baie. En dit beteken inderdaad baie. Voorheen het ek nie gereeld geglimlag nie en nog minder gelag. Ek was eintlik 'n baie donker mens. En nou voel ek elke dag so gelukkig en verwag die koninkryk van die hemel wat God ons beloof het. So hiervoor opreg, dankie Vader en Moeder. Vra al u vrae. Al die vrae wat u het, vra dit net. Bestudeer meer. En moet asseblief nie te veel op u eie vorige ervaring staatmaak nie. En deesdae dink baie mense in 'n moderne samelewing dat dit nie regtig moontlik is om te sê iets is reg of verkeerd nie, dat alles op een of ander manier reg is. Natuurlik vir sommige sake is dit korrek aan die een kant, en dit is goed om in harmonie te kan wees met mense wat verskillende opinies het, verskillende smaak in politiek of in ideologieë byvoorbeeld. Maar onder hierdie voorwendsel van verdraagsaamheid is mense soms geneig om nie te besef dat sommige dinge nie van persoonlike mening afhang nie. Daar is byvoorbeeld wette in die natuur. Dit is onafhanklik of die mense daarin glo of nie, dit gebeur net. Net so is die feit dat God as 'n mens gekom het nie 'n saak van persoonlike opinie nie. Maar dit is 'n feit wat objektief nagegaan moet word. Vra asseblief al die vrae, kontroleer en dink asseblief objektief. Sonder om te veel van u vorige kennis in die spel te plaas. En ek hoop dat u hierdeur ons geestelike ouers kan besef wat ons so lief gehad het en ons red.